Goeiemôre julle, ek hoop julle rus 'n bietjie, as jy vroeg wakker is, hoe wonderlik is dit nie? Dit is lekker om die vroeë frisoggend te trotseer en jou dag te begin met hierdie wete. Die Here het vir jou en my deur die nag bewaar. Dit is so lekker om te weet dat die Here se genade voor ons uitloop en dat die Heilige Gees ons kom wakker maak. En wat ons dan vir die res van ons dag probeer doen is om daai genade in te haal. En mag dit vandag vir jou 'n wonderlike en 'n groot vreugde wees om so naby die Here te kom. Vanmôre wil ek graag in Psalm 16 vir julle lees en 'n baie mooi versie, vers 11. Dawid skryf: U leer vir my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand uit kom daar net wat mooi is. Is dit nie 'n ongelooflike vers nie? As jy wil weet hoe om te lewe, Dawid sê, by die Here leer ek hoe om te lewe. As jy blydskap soek, sê Dawid, daar's by hom oorvloedige blydskap. As jy wil weet, hoe lyk die mooi dinge in die lewe, dan sê Dawid daar, die mooi kom uit U hand uit. Nou weet julle, het jy ook al partykeer gewens, al wat jy wil doen is om net by die Here te bly. Jy wil niks anders doen nie, jy wil net in God se teenwoordigheid sit, jy wil van die wêreld en al sy mense net ontsnap, en jy wil net die heeltyd by die Here rus vind. Ek dink baie kinders wat in geloof by die Here is, baie van ons verlang soms om maar net by hom te wees, om altyd in sy arms rus te vind. Maar weet julle, ongelukkig kan ons nie ons eie ontsnaproetes uit die wêreld gaan bepaal nie. Om stil te word en ook in gebed agter die Here se grootheid aan te loop, neem ons juis nie uit die wêreld uit nie. Dit plaas ons juis in die wêreld in. Dit sit ons juis weer neer daar waar ons gister was. Dit neem ons weer terug na daai mense toe met wie ons gister so gestoei het. Maar daar's 'n verskil. As ek en jy eers by die Here stil geword het, is die omstandighede nog dalk dieselfde, maar ek en jy het verander. Dis nog steeds ek en jy, maar ons is nuut gemaak. Daar in die stilte van ons hart het ietsie van ons dood gegaan, maar iets anders het in die plek ingekom en dit begin nou te lewe. Woede is vervang met deernis, onverdraagsaamheid is vervang met begrip, kwaadheid en wrokkigheid is vervang met vergewensgesindheid, liefdeloosheid is vervang met 'n omgee hart. Weet julle, die Vader het vir jou en my lankal met sy teenwoordigheid geseën. Daarom is ek en jy nog steeds 'n mens, maar ons is anders. Ons is nou minder van onsself, ons is meer soos hy. Hoe wonderlik is dit nie, dat die Here vir ons leer hoe om te lewe, dat daar by hom oorvloedige blydskap is, en dat daar uit sy hand uit net mooi dinge kom. Ek en jy is dan nog steeds 'n mens, maar as ons by die Here was, as ons in sy teenwoordigheid stil geword het, en vir 'n rukkie by hom gekuier het, dan is ons anders. So mag ek en jy daai geleenthede soek. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek is so dankbaar en bly dat ek U sin is en dat ek U elke dag saam met my kan vat en saam met U kan begin. Van vooraf om weer U liefde vir my te ontvang en dit te besef en dit dan te gaan lewe. Help my om so te leef elke dag. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie julle. Julle moet julle rusdaggie geniet en dan praat ons môre weer. Totsiens.